Hoeveel mense gaan werklik waar saamgaan? As jy vir hulle sê, los die gemak van die stoele en dis meer wat in hierdie auditorium is, waarin jy lekker sit en luister, en ons gaan daar op die harde grond en op die klippe sit en ons gaan nou daar so bedien. Hoeveel gaan werklik waar saamgaan? Hoeveel gaan in mekaar klim en ry? Ja, ek dink daar gaan heel wat mense kan jy verloor, want hoe genade, ek kan ons nou nie met hierdie nuwe broek van my op gras gaan sit nie, of ja, hulle sal altyd verskoning, die son gaan my stikkend brand, of iets in daai ding. Dit is waar soos jy sê, ek dink 'n mens het te gewoond geraak aan die gemak van die ligversorging en al daai dingetjies, en dan ook dan daai groot kerke, ek het al vandag gesien van die mense wat jy, soos ek nou gesê het, wat jy moet betaal, dan gaan jy genees word. En dit is die grootste strooi onder die son. Want nog, soos wat Prof net gesê het, is ook, Jesus het die mense genees, blindes laat sien, dowes laat hoor, krepels laat loop, en hy het nie een sent gevra nie. Nou, maar nou, wie is die mense dan nou? Of om jou toe kom sê, hoor jy so, jy, soos nou gesê het, jou rug is gebreek, maar dit gaan jou dan R10.000 kos, en dan genees ek om vir jou. Wie is hy? Wie is die ek? Dis mos nie jy nie. En jy moet gee om te kan ontvang. Dit is trooi. Ja, maar dit is hoekom ek sê, jy weet, want die woord sê vir ons daar in Lukas 16:13, sê vir jou, geen huisknegt kan twee here dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Dit is so waar, want as jy Mammon daar dien, dit beteken, jy kan meer tyd af by die werk, jy wil meer oortyd werk, jy het minder tyd vir jou geliefdes, jy het minder tyd vir jou huis, jy het minder tyd vir stilte tyd, jy het minder tyd om by ander mense te kom, jy wil net werk, want jy wil jou bankrekening groot hê. Kijk, dat is niks fout om ryk en geseënd te wees nie, niks fout daarmee, maar jy moet hom nie veraf God. Hy moet nie eerste staan nie, Jesus moet altyd eerste staan. En om op daai manier, soos Prof nou gelees het in Lukas 16:13, dit is hoe jy moet, wie gaan jy die meeste dien, aan wie gaan jy die meeste tyd gee? Jy weet, Chris, die hartseer is, daar is die wat begin het in die bediening, met die ware intensies, met die opregte intensies, wat geroep was in die waarheid, né? Maar hulle het afgewyk, want soos het begin groter word het, en soos die geld begin ingestroom het hulle begin afwyk. En hoe meer jy het, hoe meer jy wil hê, en dit is waar dan nou kom en sê, kom, gee my nog, give me more, weet, en die smeking inkom, om te sê, julle moet voorsiening maak vir my. Wat doen hulle? Wat gebeur hier so? Hulle begin die weg van Balaam te gaan. Hulle begin daai pad te stap. Ek het al, as wanneer 'n mens met baie keer met mense praat, en dan sê hulle, weet jy wat, ek is geroep vir die bediening. En dan vra ek vir hulle nou, okay, jy is geroep vir die bediening, wat is jou missie en visie? Nee, ek wil hierdie groot auditorium hê. Daar moet ten minste 1000 mense kan sit, en ek wil hierdie speakerstelsel hê, ek wil hierdie goed hê en daai goed. Jy weet, dit het gekom, weet, baie van hierdie bedienings het geword, is soos 'n konsert, is soos 'n show. Dit gaan nie meer oor om God te dien nie. Dit gaan oor om 'n vertoning te lewer daar vir die mense. En om gesien te word deur mense. Dat mense jou eerder, kan ek maar sê, aanbid en loof en prys, want jy is so great, en hulle sien nie die almagtige God wat great is, raak mee. Hulle sien daai persoon met sy mooi pak aan, en sy karre wat hy ry, en wat. But God blessed me, and He can bless you as well, if you sow this and this and this money now. Dit is twang. Dit is absoluut. Die put van die hel uit, van die absoluut. duivel af. Want daar is mos nou presies, wat aanbid jy nou? Jy aanbid daai man, jy aanbid sy goed, jy aanbid sy aardsgoed. Waar is God in hierdie hele storie? Waar? Jy weet, daarom vir dit kan ek maar net een ding sê, bekeer jou. Bekeer jouself, verander jou weë waarmee jy doenig is. Kom terug na die waarheid toe.
Want as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy vergaan. Jy weet, Judas 1:11 maak dit vir my baie duidelik. Hy sê vir my, wie hulle, want hulle het die weg van Kaan bewandel, om loon hulle self in die verleiding van Balaam gestort, en in die verset van Korag omgekom. Die ding is net, hierdie mens, die wat so beweer dat hulle God dien, en hulle glo vas hulle dien God, maar hulle kan nie sonder die voorsiening van die mensdom kom, wat die geld moet voorsien nie, want anders kan hulle mos nou nie in die lewe bly nie. Dan kan ons mos nie meer in daai lekker huis bly nie, ons kan nie meer daai lekker kar ry en daai goed nie. In daai beelde, ja. Hulle word deur Satan die duiwel gebruik om die evangelie te besoedel. En die woord maak dit baie duidelik vir my. Hy sê vir my, jy moet wegkom van daai mense af. Jy moet wegvlieg van hulle af. Ja, wat pastoor, as jy kyk dan is dit eintlik die blinde lei die blinde. Want weet jy, Ja, hoeveel mense wat honger is na die evangelie, hoeveel mense is honger daarvoor, en jy gaan nou na so 'n demonasie toe, en al wat dan gepreek word is geld, en die lewe en daai luxury, dit, waar is God? Nou, die ou wat so graag meer wil weet van Jesus, of so graag wil goed doen vir Jesus, luister nou na die man, wat hy alles kwyt raak, en hy begin dit navolg. En daar is jy verblind. Daar het jy die evangelie misgesit. Jy weet nie eers waaroor gaan die evangelie. En as 'n ou so luister na hulle preke en boodskappe in elk geval ook, nee, is daar amper niks uit die woord uit nie. Die Bybel dra hulle saam, hulle maak net die Bybel oop. En ja, hulle praat net oor hulle blessings en hulle sowings en hoe lank hulle gaan lewe en what God revealed to me, you must do, blablabla. En dit is so hartseer, maar so weer eens, wie gaan daai mense, daai wat blind is, wat nog nie verstaan van die evangelie nie, hoe gaan hulle die waarheid agterkom, as die een nie die waarheid praat nie? ja, dis hoekom Lukas 6:39 vir ons sê. En hy het hulle 'n gelykenis uitgespreek. 'n Blinde kan tog nie 'n blinde lei nie. Sal hulle nie albei in die sloot val nie. En dis hoekom so baie mense uit die sloot val. Want ons moet onthou, verlossing is uit genade deur geloof. Hoe word jy gered sonder geloof, vra ek? En hoe kan 'n ander blinde persoon sonder geloof jou tot geloof toe lei? Presies. Want dit is nou wat so hartseer is van daai man wat hom volg, wat regtig dink hy is op die regte pad, maar meantime is hy heeltemal van koers af. Heeltemal. En hy weet nie van beter. Want beter is nog nie aan hom verduidelik. So dit is ook nog so belangrik is, as 'n ou in 'n demonasie ingaan, of wat ook al, is dit kardinale belang. Wat verkondig daardie mens? Verkondig hulle, gee vir my, of Jesus het gekom om vir jou te gee. Al wat jy moet doen, is gee jou lewe oor aan hom. Jy sien die ding is, Chris, hoe meer jy gee, hoe meer word jy op die skouer gepat. Hoe meer word daar vir jou gesê, well done, jy weet, jy is dan 'n goeie dienaar van God, want jy gee so baie. Ja, en dan word jy gesien, dan kan jy in die voorste rye kom sit, dan word jou naam verkondig. Maar wat van die arme, soos presies, soos Jesus nog gesê, die arme weduwee wat al laaste geld gegee het, wie het die grootste seën ontvang? Maar nou vra ek vir jouself, daar waar dit so gegee word, is daar slaapplek vir die mense wat slaapplek nodig het? Is daar kos? Is daar klere? Is daar wat werklik nodig is? Want gewoonlik sê jy vind, daai wat gegee word, sal alleenlik net gegee word. En wanneer daar 'n uitreiking geroep word, sodat daar foto's kan saam wees, want die wêreld moet sien wat ons doen. Ja, Maak die woord dit ook nie vir ons baie duidelik, dat sê jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie? Presies, maar ons soek ons wêreld se eer, ons soek nie meer God se eer. Ons wil doen wat vir mense aanneemlik is, en nie wat vir God aanneemlik is. Jy weet wat, Dis om so sê, vra, jy het nie nodig om te vra nie. As God jou in 'n bediening ingeroep het, as God jou enigstens ergens heen stuur, hy sal reeds die voorsiening daar los. Jy het nie nodig om by elke deur te gaan aanklop
so, ons gaan nou hier naartoe vir die evangelie, kan jy dalk vir my donasie gee nie? Molly, as God jou geroep het, sal God voorsien. Daar sal 'n man met 'n besigheid ergens kom en sê, of jy sal iets gereed 'n bedrag in jou rekening kry, poef. En dit is presies die geld wat jy nodig gehad het vir daai kaartjie of wat ook al, om ergens 'n sendeling werk te gaan doen of wat ook al. Dit is hoe God werk. Jy het nie nodig om te gaan smeek, te gaan bedel en daardie dinge nie. Ja, die probleem is, weet van my nog steeds is dat baie keer hulle vra, daar word gevra vir en om nog meer en meer en meer te kry. Maar wanneer dit nou kom by die uitreiking goed, dan word daar weer ekstra gevra vir dit. Dit sal nie uitkom uit daai skatkisse wat reeds gevul is nie. En jy weet dat die mens versamel vir hulle self. Hierdie ouens versamel self. En ek meen as jy kyk na die bewyse daar buite in die nuus en oral waar dit is. Ek meen daar is van hierdie wat miljonêers geword het hierdeur. Maar dit gaan oor hulle. Hulle vra vir nog. Maar dit is nie om die behoeftes te bedien nie. As hulle sê, hoorie so daar moet 'n bietjie uitreiking gedoen word. Ons gaan 'n bietjie hierdie senior pastoor of hierdie junior pastoor of wat ook al of die pastoor wat ek aangestel het, hoorie so jy moet 'n bietjie uitreiking reël. So reël met die mense om goed te bring vir die uitreiking. Ons gaan nie uit die skatkis uitvat nie. Want dan gaan ek miskien nie genoeg hê vir myself vir die maand nie. Ja, of dan op daai luxury cruise kan gaan wat ek al lank op beplan het of iets van daai nie. Jy weet, Jesus sê vir ons in Matteus 25:41 en ek gaan net 41 aanhaal. Ek meen, die luisteraars wil graag vra gaan lees sommer tot vers 46. Hy sê dan sal hulle ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg. Hy gaan dit ook vir hulle sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ware Goddieners is suiwer van God afhanklik om voorsiening te maak. As jy werklik waar in die geloof staan, is jy afhanklik wat God vir jou gaan voorsien. Jy gaan nie na die bank toe, jy gaan nie gaan om geld te wil gaan leen nie. Jy gaan nie gaan om ander mense te gaan smeek vir 'n ding nie. Jy smeek nie die wêreld nie, jy smeek nie die mensdom vir niks nie. Want dan het jy nie meer vertroue op God nie. Want dan sê jy, God kan nie vir jou voorsien nie. Ek moet vir hierdie mense vra om my voorsien. Jy weet, God beweeg mense, self engels in die hemel, om vir sy ware dienaars, sy ware diensknegte, sy te voorsien aan die einde van die dag. Dit is so, ek meen, ons gaan staan ons die bakkant. Vader voorsien, en die hele ding is, ons moet vergenoeg wees met wat ons kry van hom af. Prof, dan gaan 'n vraag by my op, hoe verkondig 'n mens die woord aan iemand met 'n leë maag? Hoe verkondig jy die woord aan 'n persoon sonder klere? Ek meen, jou gedagtes gaan ons glad nie daar wees nie. Moet jy nie eers aan daai behoeftes van daai mense voorsien uit jou skatte wat jy God reeds aan jou gegee het nie, in plaas van om daardie arme mense te vra om nog te gee en te gee en te gee. Chris, ja, dit is nie net dat, waar gaan, weet, jou gedagtes nie. Dit kom by my op dat daai evangelie wat jy aan daai persoon wil bedien, neem hy persoon dit werklik in. Hoe luister 'n persoon met hongermaag vir jou? Hoe luister 'n persoon na jou wat staan en biwer en beef, wat van die koue is, tande op mekaar klap? Verseker. Wat gaan in? En dan sê jy vir hom, luister, maar as jy die Here nou aanneem, dan gaan hy in al jou behoeftes voorsien. Hy hoor nie woord wat jy sê nie. Hy is daar met die hoop dat jy vir hom iets warms gaan gee om aan te trek, of dat jy minstens vir hom 'n bord kos gaan gee. As jy hom warm het en gevoed het, dan kan jy vir hom bedien. Natuurlik, en waartoe gaan 'n mens wat honger en dors? Jy gaan ons na die kerk toe, jy gaan na 'n plek toe waar jy weet God se mense is daar wat jou kan help. Dis mos waar jy gaan aanklop vir hulp. En as jy jou bediening, daardie bediening is van omgee en uitreik, verseker sal hy maar nie leë hande daar wegstap nie. Ja. En jy vul sy siel en jy vul sy liggaam. Absoluut, Chris. Ja, ek sien ons tyd is besig om vinnig hier uit te hardloop vanoggend. Ek kan nie glo die laaste ure so vinnig gegaan nie. Nou ja, ek wil
ook net vir die luisteraars sê, jy weet, tot van daar van Moses se tyd af al. Moses het hom tot God gewend. Hy het hom nie tot die Israeliete toe gegaan en vir hulle gaan sê, luister, ons het nou dit nodig nie, en hy het hulle nie gesmeek vir enigiets nie, hy het hulle gevra van niks nie. Hy het na God toe gegaan en vir God gesê, hier is die situasie, ek het jou hulp nodig. En God het seker gemaak dat dit voorsiening is. Een ding wat ek verseker kan sê vanoggend, en ek wil afsluit met 2 goede. God is die verskaffer. As ons glo bo alle twyfel, en as jy glo bo alle twyfel, sal jy sien en ondervind hoe God vir jou voorsien, en hoe hy aan jou verskaf. Jy moet net in geloof bid, soos Johannes 6:23 sê, en in daardie dag sal julle my niks vra nie, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader vra in my naam, sal hy julle gee. En dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Absoluut. Ek wil net iets daarby sit, prof. En weet jy, as jy in God se wil werk en lewe, in God se wil, sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. Maar as jy nie in sy wil is nie, dit is wanneer jy gaan staan en bedel. Ja, Chris, dis hoe ek sê, as jy weet, as jy vanoggend aangeraak word en jy sê, maar ek weet ek is verkeerd, ek weet ek tree verkeerd op, of ek het verkeerd gehandel, is my advies, berou, bekeer jouself. Want die koninkryk van God is naby, die wederkoms van Jesus is baie naby. Chris, ek wil vir jou vra, sal jy asseblief vir ons vanoggend hierdie program afsluit met gebed en met seën asseblief? Ek maak so, kom ons stel die oor. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here onze God, Vader, onze God, wat aan ons voorsien, meer as wat ons regtig nodig het. Here, dankie dat ons op U kan vertrou. Vader, dankie vir hierdie woord, vir hierdie boodskap, vir hierdie bediening wat ons nou kon gedoen het. Here, dankie dat U saam met ons is. Here, dankie dat U die voorsiener is. U wat altyd, U is altyd en U sal altyd wees. Here, help ons om regtig in geloof na U toe te kom, altyd in geloof te leef, Here, en dinge wat ons doen, dat ons dit doen, Here, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam, en tot U wil en opbou van U koninkryk, soos wat dit moet wees. Vader, ek loof U, ek prys U en ek dank U daarvoor. Gaan asseblief saam met ons nou deur die res van die dag en week. En Vader, dit wat ons doen, dat tot alles tot seën en eer van U groot en heilige naam sal wees. En ons bid dit in die grootste naam wat ek het. Dit is Yeshua Mashiach. Amen. Amen, amen. Chris, baie dankie vir jou en Aldien, wat julle vanoggend saam met ons hier ingeskakel het, op hierdie Zoho platform. Luisteraars, baie dankie dat julle saam met ons was vanoggend. Van my en Joel se kant af sins vir julle, stay safe, stay blessed and stay warm. En onthou, vanaand 6uur, as ons terug saam met julle hier af vanaf die ateljee en val oor met lofsang en God se woord, waar ons bietjie op Jesus trein ry, en ons sien julle dan. Nou ja, geseënde dag verder en shalom. Shalom.